Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan voorsiening van oninbare skulde. In die eerste jaar wat ons dit doen, word daar voorsiening geskep en daarna sal hierdie voorsiening elke jaar aangepas word. So in die eerste jaar sê hulle vir jou skep 'n voorsiening. Dit beteken jy wil voorsiening maak vir sekere mense wat jou dalk nie gaan betaal nie. Aangesien jou debiteerde kontrolerekening 'n saldo van 32.400 het, wat jou positiewe bate is, moet jy voorsiening daarvoor maak dat sommige mense nie gaan betaal nie en dat jy nie die bate in jou balansstaat kan wys as 32.400 as jy nie 100% seker is dat dit die bedrag is wat jy gaan ontvang in die toekoms nie. So wat ons gaan doen, ons gaan kyk na al hierdie debiteure, bepaal watter van hierdie debiteure skuld vir 'n baie lang tydperk geld of mense wat vir ons probleme gee. En ons maak voorsiening daarvoor dat sommige van hulle dalk nie gaan betaal nie. En ons skep hierdie voorsiening vir 1100. So ek moet nou gaan en 'n negatiewe bate gaan skep om my debiteure mee te verminder. So voorsiening vir oninbare skuld is 'n negatiewe bate. 'n Bate word meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. So omdat dit 'n negatiewe bate is, sal jou voorsiening van oninbare skuld altyd 'n kredietsaldo hê. In hierdie rekening sal nooit 'n saldo aan die debietkant wees nie, want die bedrag moet jou debiteure minder maak. Die eerste jaar wat ons dit skep, gaan ek die totale bedrag van 1100 oordra na die voorsiening van oninbare skuld aansuiwering. So ek skep 'n uitgawe wat ek in my winste sal wys as 1100 en dit gaan my wins minder maak. So hierdie 1100 word oorgedra na jou wins- en verliesrekening toe. Wat het ons vandag geleer? Wanneer die voorsiening vir oninbare skuld geskep word, word die voorsiening vir oninbare skuld aansuiweringrekening gedebiteer want 'n uitgawe word geskep. So die eerste jaar wanneer jy dit skep, gaan jy altyd 'n aansuiweringsrekening hê wat 'n uitgawe is. Die voorsiening van oninbare skuldrekening word gekrediteer om 'n negatiewe bate te skep. Die debiteerde kontrole is 'n positiewe bate, die voorsiening van oninbare skuld is 'n negatiewe bate. In die balansstaat sal ons dit soos volg toon. Debiteerde kontrole 32.400, dit is die saldo wat in jou debiteerde kontrolerekening is. Dan wys ons dat ons moontlik 1100 in die toekoms kan verloor. Ek trek dit af en ek toon my bate dan as 31.300, want dit is die bedrag wat ek verwag om in die toekoms in te kry in die besigheid. In die inkomstestaat sal ons 'n uitgawe gaan toon vir voorsiening van oninbare skuld aansuiwering van 1100. So die eerste jaar as jy die voorsiening van oninbare skuld skep, gaan die bedrag in die inkomstestaat en in die balansstaat dieselfde wees. Daarna gaan ons elke jaar dit aansuiwer en sal die inkomstestaat se bedrag nooit dieselfde wees as die bedrag wat in die balansstaat voorkom nie. As ons na jaar 2 kyk, is die einde van die volgende finansiële jaar op 30 April 2014. Die debiteerde kontrole saldo aan die einde van hierdie jaar is 28.400. My saldo in die voorsiening van oninbare skuld is die saldo wat ek die vorige jaar geskep het, 1100. Die eerste jaar skep ek 'n voorsiening en daarna gaan ons hierdie voorsiening elke jaar aanpas. So ons suiwer hierdie voorsiening aan na die bedrag toe wat ons dink moontlike verliese in die toekoms gaan wees en dit is 1100. Dit beteken ek moet hierdie 1100 saldo verminder na 1000 toe. Om dit reg te kry, gaan ek die voorsiening van oninbare skuldrekening moet debiteer met R100 en ek sal die voorsiening van oninbare skuld aansuiweringrekening gaan krediteer met R100. Hierdie voorsiening van oninbare skuld aansuiwering is hierdie jaar nou 'n inkomste. So omdat ek hierdie voorsiening van oninbare skuld verminder het met R100, moet ek die dubbelinnskrywing aan die kredietkant doen wat nou vir my 'n inkomste gaan skep het.
En hierdie beweging tussen verlede jaar se 1100 en hierdie jaar se 1000 beteken gaan aan my wins en verlies toe oorgedra word as 'n inkomste wat my winste sal vermeerder. Wat het ons vandag geleer? Wanneer die voorsiening vir oninbare skuldrekening geskep word, gaan jy die voorsiening van oninbare skuld negatiewe bate krediteer en die aansuiweringrekening debiteer en dit gaan 'n uitgawe wees. Wanneer hierdie voorsiening in die toekoms aangesuiwer word, moet die voorsiening van oninbare skuldrekening gedebiteer word wanneer ons dit wil verminder en die voorsiening van oninbare skuld aansuiweringrekening word dan gekrediteer om 'n inkomste te verhoog. Debiteure kontrole is 'n positiewe bate, voorsiening vir oninbare skuld is 'n negatiewe bate. In die balansstaat sal ons dit soos volg toon. Die debiteure kontrole is 28.400, dit is die werklike saldo in jou grootboekrekening. Ons voorsien dat ons in die toekoms dalk R1000 mag verloor, so dit wat ons regtig dink ons in die toekoms kan kry, is 27.400. In die inkomstestaat word die inkomste soos volg getoon. Slegs die R100 word nou getoon, die beweging tussen die vorige jaar en die huidige jaar. Wat is die verskil tussen die eerste jaar en die tweede jaar? In die eerste jaar het ons 'n voorsiening geskep van 1100, toe het ons in ons balansstaat 1100 getoon en ons het in die inkomstestaat 'n uitgawe van 1100 gehad. In die tweede jaar pas ons dit aan. Hierdie nuwe saldo is nou 1000. So in my inkomstestaat wys ek hierdie negatiewe bate van 1000. Maar nou in die inkomstestaat wys ek nie meer die volle bedrag nie. Ek wys slegs die beweging tussen verlede jaar se saldo en die huidige jaar se saldo. As ons na die saldos kyk aan die einde van die derde jaar wat op 30 April 2015 is ons debiteure kontrole se saldo 38.400. Die voorsiening vir oninbare skuld het ons die vorige jaar aangepas tot R1000, so my saldo in die voorsieningrekening is nou 1000. Nadat ek dit een keer geskep het, gaan ek altyd in die toekoms die voorsiening aansuiwer en ons sê ons moet dit aansuiwer tot 1400. Dit beteken ek wil hierdie R1000 saldo verander na 1004. Ons gaan dus die voorsiening vir oninbare skuldrekening moet vermeerder met 400 sodat ons 'n nuwe saldo het van 1400. Omdat ek dit hierdie keer vermeerder, word die voorsiening vir oninbare skuld aansuiweringrekening gedebiteer en in die derde jaar skep ons nou weer 'n uitgawe van 400 wat oorgedra word na die wins en verlies toe en wat ons winste sal verminder. So die voorsiening vir oninbare skuld aansuiweringrekening, weet jy nooit voor die tyd of dit 'n inkomste of 'n uitgawe gaan wees nie. Wat in hierdie rekening gebeur hang af van die voorsiening vir oninbare skuld. As ek die voorsiening van oninbare skuldrekening se saldo vermeerder, is die dubbelinnskrywing in die voorsiening van oninbare skuld aansuiweringrekening, dan is dit 'n uitgawe. As ek hierdie saldo wil verminder, dan gaan ek hom aan die debietkant verminder, dan gaan die voorsiening van oninbare skuld aansuiweringrekening gekrediteer word en dan gaan dit vir ons 'n inkomste wees. Wat het ons vandag geleer? Wanneer die voorsiening vir oninbare skuld aangesuiwer word, sal die voorsieningrekening gekrediteer word wanneer ons dit wil vermeerder, so ons wil die negatiewe bate meer maak aan die kredietkant. Die voorsiening vir oninbare skuld aansuiweringrekening sal gedebiteer word, want ons moet nou 'n uitgawe skep. Die debiteure kontrole is 'n positiewe bate, die voorsiening vir oninbare skuld is 'n negatiewe bate. In die balansstaat sal ons wys dat die saldo aan die einde van die jaar is 38.400. Ek het die voorsiening aangepas na 1400 toe, so my saldo aan die einde van die jaar is 37.000. So die bedrag wat ons in die balansstaat gaan toon, as die bate wat ons dink 'n invloei van geld in die toekoms sal verseker, is 37.000.
Die voorsiening van inbare skuld aansuiwering rekening sal 400 toon. Dit is weer eens net die beweging tussen verlede jaar en hierdie jaar. So verlede jaar was dit 1000, dit is nou verhoog na 1400. So die beweging is 400 en die 400 sal in die inkomstestaat as 'n uitgawe getoon word.